Goeiemôre julle. Gaan dit goed met julle? Wys bietjie vir my goed. Ja, baie sleg. Tot die wit skete en pyne het sy gaan goed. Tannie Mimi, is Tannie alright? Tannie en Marnus, Tannie en Marnus lyk dieselfde, pimpel en pers. Dra hy nou 'n bietjie koffie vir Tannie aan? Nog steeds nie. Kry oom nou net minder teen. Broers en susters, ons is vanoggend in die huis van die Here vir klomp redes. Elkeen van ons het ons eie behoefte wat ons vandag na die Here toe bring. En weet julle wat beloof die woord ons? Die wat op hom vertrou, sal nooit teleurgesteld wees nie. So kom ons begin ons erediens om ons hart te rig na ons groot hemelse Vader. Die almagtige Here. Kom ons loof en ons prys sy naam en stel ons harte in om sy boodskap vanoggend te hoor. Dankie Vrolie, kom ons staan.
Kan ek gou die kinders vra om hiernatoe te kom asseblief? Ek het 'n belangrike vraag wat ek vir julle wil vra. Voor ek julle uitstuur saam met oom Nelis en tannie Erna. Hallo, het jy jou baba saamgebring? Gaan sy soet wees vandag? OK. Weet julle wat is hierdie? R50, stem julle saam, dis 'n splinter nuwe R50. Dis die nuwe design. Sien julle dit? Kyk daarso, kan julle die watermerk sien? Is dit 'n regte R50? Ja. Kyk, daar's die watermerk, sien jy? Do you see the watermark? Sy oupa se kind. So jy sien die lion, okay. Hoeveel is hierdie stukkie papier werd? R50. Sien jy dit saam? R50. Wat, as ek nou hierdie R50 nou vir jou gee, wat sou jy met hom doen? Op wat sal jy dit spend? Food or stuff that you need. Hoor nou daar. En julle, wat sal julle met hierdie R50 doen? Kyk nou net sy pa se kind, né? Sy sê sy gaan dit spaar. Hoe gaan jy ook spaar? Sis, wat gaan jy met hierdie R50 doen? Jy gaan wat? Gaan jy dit boks? In jou boksie sit, in jou geldboksie? Ek wil nou net sê, want dit gaan nie werk nie. Wian, wat gaan jy doen? Gaan jy dit ook spaar? Ons het verskriklike oulike kinders in hierdie kerk, né? Jou ma? Koop sy net boeke? Oor 100 boeke wat sy ma al gekoop het. Haai. Nee, al die R50 gaan net vir boeke. Ek is so 'n bietjie dieselfde. Ek is ja, en dan versamel hulle stof want ek kry hulle nie gelees nie. Nou, hierdie is R50, stem julle saam? Ja. OK. As ek hom in die helfte vou. Sien jy hulle daar vou kom in die helfte? Hoeveel geld is hy? Hoeveel werd is hy nou? Dink jy is nie R30? Is dit dieselfde geld wat ek in die helfte vou? Hoeveel geld is hy werd? Nog steeds 50. Kyk daar, dis dieselfde geld, R50, wat ek net in die helfte vou. Verander ek iets aan die geld? Nee, dit bly R50. En as ek hom nog 'n keer vou, hoeveel is hy nou werd? Nog steeds R50, want dit is dieselfde geld. Ek gaan hom nie vanoggend skeer nie. Want ek moet nog gaan melk en brood koop. Of 'n halwe melk en 'n halwe brood. As ek hom opvrommel, hoeveel is hy nou werd? 50. Nog steeds R50. As ek hom opvrommel, en dis hoekom julle hande moet was na julle met geld, né? En ek trap op hom. Hoeveel is hy nou werd? 50. Hy's gekrekel, maar hoeveel geld is hy nou werd? 50. Nog steeds R50. Ons het hierdie R50 daarom al verniel vandag, né? Het ons verander hoeveel dit werd is? Glad nie. Nou weet julle wat, né? Ek gaan nou vir die groot mense les daaroor leer. Maar julle is dieselfde. Julle waarde, hoeveel julle vir mamma en pappa, vir ouma en oupa en vir God beteken, verander nie net omdat ons seerplekke kry of 'n paar goeders doen wat ons nie moet doen nie of goed deurgaan wat nie lekker is nie. Dit verander nie ons waarde nie. Ons waarde vir God bly 100% dieselfde. OK, gaan julle dit onthou? Gaan julle saam met hom Nelis gaan? Is julle reg? OK. Stap julle so lank saam met hom Nelis en tannie Erna uit en dan gaan ek met die groot mense praat. Dankie julle maats. Broer en suster in Christus, vanoggend kom groet God ons in die naam van God die Vader,
die een wat jou waarde bepaal. Jesus Christus, die een wat die losprys betaal het, sodat jy 'n kind van God genoem kan word. En die Heilige Gees, wat dit, jou waarde, elke dag opnuut in jou lewe kom hernie. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied. Ons gaan sing, wees stil, want die Heilige is hier. Mag jy vir nou in hierdie lied besef, dat die God wat jou waarde bepaal, is hier teenwoordig. Kom ons staan. Saam die woord van God gaan oopmaak, wil ek eers saam met jou bid. Here, dankie dat U vanoggend hier teenwoordig is. Here, dankie dat ons nie vanoggend hoef te soek waar U is nie. Dankie dat ons nie hoef te wonder waar U is nie. Maar dankie Here dat ons in hierdie sekerheid kan kom rus vandag, dat U vanoggend hier is. En dat U vanoggend en elke dag lewend is. En dat U vanoggend met ons wil praat. Dat U vanoggend U self wil sigbaar maak vir ons. Here, want dit was 'n rowwe week. In baie opsigte, Here, het ons gedink hierdie week gaan ons nie kan maak nie. En in ander opsigte, Here, kon ons nie wag vir hierdie week om verby te gaan nie, sodat ons net die to-do-lysies kon aftik. Maar dankie Here dat ons net kan stil word by U. Dat ons wêreld en ons dag net so bietjie tot stilstand kan bring. En by U voete kan kom sit.
Dankie Here dat U die groot ek is. Dankie Here dat U te groot is vir ons om te verstaan. Maar dankie Here dat U nog steeds kies om sigbaar te word op 'n manier wat ons iets van U vandag kan leer. Dankie Here dat U ons eerste liefhet. En daarom kan ons vir U lief wees. Kom spreek Here, ons luister. Amen. As jy wil, en jy het jou woord saamgebring, kan jy saam met my oopmaak by Exodus 3. Ek gaan julle wakker hou vandag. Die laaste ruk lees ek weer die boek van Exodus. En ek lees weer 'n keer hoe God aan Moses verskyn, hoe Moses Egipte ingaan, die 10 pla, die uittog. En weet julle, dit is hoekom ek oortuig is, dat die Heilige Gees lewend en kragtig in ons lewe is. Want ek het hierdie storie, hierdie verhaal, al hoeveel keer gelees. Maar hierdie keer het die Heilige Gees opnuut weer 'n klomp goed vir my kom oopbreek. Want dis wat die Heilige Gees doen. Ons kan dieselfde storie honderde keer lees en die Heilige Gees gaan 101 keer met ons praat. Die Heilige Gees wil vanoggend vir ons iets kom vertel uit Exodus. En daarom gaan ek met 'n kort reeksie begin. Elke keer as ek preek, ek weet nie vir hoe lank nie, ek sal sien hoe ek vorder en hoe die Gees met my praat oor hierdie gedeelte. En daarom gaan die reeks, as ek preek, se titel gaan wees, Laat my mense gaan. Want die Here se opdrag was baie eenvoudig aan die Farao. Laat my mense gaan. En dan gaan ek daai tema so 'n bietjie kleiner opbreek in verskillende kleiner temas binne die groot storie. Maar verlede jaar, toe het ek 'n reeks gedoen oor my storie, God se glorie, het ek ook oor Moses gepraat. So ek gaan vandag, vanoggend eers aansluit by daai preek, net jou herinner wat ek gesê het, en dan aanknoop met dit. Met 'n volgende deel van hierdie verhaal van Moses. So waar begin ons vandag? Moses is gebore. Die Farao het gesê die Israeliete raak te veel en hy het 'n bevel uitgereik wat sê alle Joodse seuns, alle Israelitiese seuns moet om die lewe gebring word. Moet doodgemaak word. Moses se ma kon dit nie oor haar hart kry om die Farao in kennis te stel, die soldate te laat weet hier's 'n baba nie. En sy het hierdie mandjie gemaak, waterdig, en vir Moses in die Nylrivier gesit. En daar kry die Farao se dogter, die prinses vir Moses in die rivier. En sy soek iemand, wie gaan hierdie babietjie oppas? Wie gaan hierdie babietjie voed tot hy gespeen is? En daar staan Moses se sussie en waak oor die situasie. En sy sê ek weet van iemand wat 'n voedvrou kan wees. En Moses se eie ma sorg die eerste paar jaar vir Moses. Nou wanneer hy vaste kos begin eet, gaan hy paleis toe en hy word groot as die Egiptiese prins. Ek wil ons storie vandag met jou begin in Exodus 2. So ons gaan preek oor Exodus 3, maar ek wil begin in Exodus 2 vers 23. As jy saam met my daar gaan oopmaak. Want nadat Moses groot geword het, het hy besef, hy's eintlik 'n Israeliet. En hy het gesien hoe sukkel die Israeliete as slawe onder die Farao. En hy het besluit om iets daaraan self te doen.
Julle weet nou wat hy gedoen, hè? Toe neem hy nou die geregtigheid in sy eie hand en hy vermoor. Hy maak een van die Egiptenare dood. Dan vlug hy. En waar ons verlede jaar uitgekom het, was die verskonings wat Moses gemaak het aan die Here. Oor hoekom hy nie kan teruggaan Egipte toe nie. So ons gaan begin lees by vers 23 in hoofstuk 2. Daar staan: Gedurende hierdie lang tyd het die koning van Egipte gesterf. Dit was nou Moses se aangenome oupa. Die Israeliete het gesug onder die slawewerk en om hulp geroep. Hulle hulp geroep oor die slawewerk het opgestyg na God. God het hulle gekree en gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. God het die Israeliete gesien. Ja, God het kennis geneem. Moses sit in skuiling in die woestyn. Daar's 'n nuwe farao in Egipte. God hoor die geroep van die Israeliete. Moses het intussen getrou, hy het 'n skoonpa, die skoonpa se ryk skoonpa. Moses pas kleinvee op vir die skoonpa, hy verdien sy pond vleis. En eendag is hy besig in die woestyn, diep in die woestyn. En hy kom af op hierdie brandende bos. En ek en jy ken daardie verhaal, ken daardie deel van Eksodus 3, waar God dan vir hom sê, Moses, dis ek. Trek uit jou sandale, want dis heilige grond wat jy op loop. Dan trek Moses sy skoene uit en hy stap nader. En God begin met Moses deur hierdie brandende bos praat. As jy saam met my wil lees, en dit is ons temavers vir vanoggend. Hoofstuk 3 vers 10. Die 2020 vertaling lees hom as: gaan dan nou. God praat met Moses en sê: gaan dan nou. Ek stuur jou na die farao om my volk, die Israeliete uit Egipte uit te lei. Die 83 vertaling, soos ek dink baie van ons ken, skryf of vertaal met: daarom stuur ek jou na die farao, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. God sê vir Moses: ek stuur jou terug. Ek, die Here jou God, die groot ek is, ek stuur jou Egipte toe. Die 5 verskonings wat Moses gebruik het ons laas by stilgestaan, ek wil jou net herinner. Want vanoggend kry hierdie verskonings 'n nuwe verstaan en 'n diepte vir my. In vers 11 sê Moses vir die Here: maar wie is ek? Wie is ek? Ek is onbelangrik. Hoekom moet ek gaan? God antwoord vir Moses: want ek stuur jou. En ek gaan saam met jou. Moses, dit gaan nie oor jou nie, gaan oor ek wat jou stuur. Dan in vers 13 het ons die tweede verskoning. Dan antwoord Moses en sê: maar wie is u dan? As u die een is wat my stuur, wie is u? En dis in hierdie gedeelte waar die Here dan vir Moses sê: ek is die groot ek is. Ek is wie ek is. En dan sê die Here vir hom: ek is die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Moses, dis wie ek is. Ek is die God van jou volk.
Die derde verskoning wat Moses gebruik, sien ons in Eksodus 4 vers 1. Dan sê hy vir God, maar wat as die Israeliete my nie glo nie? Wat as hulle dink ek jok? Dan antwoord God vir Moses, ek sal hulle oortuig. Dis nie jou werk om hulle te oortuig nie, dis my werk om hulle te oortuig. En jy gaan wonders en tekens doen in my naam. En dit is die deel waar God dan vir hom sê, gooi jou staf neer, tel hom op, dan word dit 'n slang en as hom optel, dan word dit weer 'n staf, hout. Of God sê vir Moses, druk jou hand in jou sak, in jou klere, en as hom uithaal, dan is sy hand melaats. Dis daai gedeelte. Die vierde verskoning kry ons in vers 10, wat Moses vir God sê, maar ek is nie bekwam om te gaan nie. Here, my mond is swaar, my lippe is lomp, ek kan nie goed praat nie, ek kan nie hierdie werk doen nie. Dan sê God vir hom, baie interessant, hy sê, wie het 'n mond vir die mens beskik en wie maak stom of doof, siende of blind dit? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan dan nou. Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Hoe kosbaar is dit nie, God, wat vir Moses sê, ek gaan met jou wees, ek gaan met jou mond ook wees. Ek sal vir jou sê wat om te sê. En dan die vyfde verskoning, wat Moses vir die Here gee oor hoekom hy nie kan gaan nie. En dit is die tema van ons preek vanoggend. Asseblief my Heer, stuur asseblief iemand anders. Stuur asseblief iemand anders. Die interessante is, as jy hierdie gedeelte gaan lees weer, is dat God met Moses in gesprek tree. God staan gereed met 'n antwoord vir elke verskoning of rede wat Moses kan aandink. Maar die oomblik toe Moses sê, Here, stuur iemand anders, het God vir Moses kwaad geword. Geduldig tot en met dan, maar op daardie oomblik het God vir Moses kwaad geword. En God het gesê, dis reg Moses, ek gaan Aaron saam met jou stuur. En saam gaan julle hierdie taak doen. Maar weet julle, dit is nie die verskonings wat vir my nuwe diepte in hulle self gekry het vanoggend nie. Om hierdie verskonings eintlik binne konteks, perspektief te verstaan, wil ek jou weer laat terugblaai, na Eksodus 2 toe, met 'n baie goeie rede. En ek gaan vir ons 4 verse daar lees, vanaf vers 11. En ek wil hê dat hierdie 4 verse vanoggend die lens is, waarmee ons die vers, nie net die verskonings lees nie, maar ook God wat vir Moses stuur. Vers 11 sê, in daardie dae, toe Moses al groot was, het hy uitgegaan na waar sy volksgenote was en hulle dwangarbeid gesien. Hy sien toe 'n Egiptiese man wat 'n Hebreëse man, een van sy volksgenote, slaan. En hy het om hom rond gekyk, en toe sien hy dat daar niemand is nie. En hy het die Egiptenaar doodgeslaan en hom met sand toegegooi. Toe hy die volgende dag uitgaan, is daar sowaar 2 Hebreëse mans aan die beklei. Hy vra toe die skuldige, waarom slaan jy jou medemens? Die man het hom geantwoord, wie het jou as aanvoerder en regter oor ons aangestel? Dink jy om my ook dood te maak soos jy die Egiptenaar doodgemaak het? Moses het bang geword en gedink, sowaar,
Die saak het bekend geword. Toe die farao van hierdie saak hoor, wou hy Moses laat doodmaak. Maar Moses het van die farao af weggevlug om in die land van Midian te gaan woon. Hy het daar by 'n put gaan sit. Moses en sy identiteit is 'n preek vir 'n ander dag. Hoe Moses tussen hierdie ek is 'n Egiptenaar, ek is 'n Israeliet spanning moes leef. Besluit om geregtigheid in sy eie hande te neem, sy volk te beskerm. Want as prins van Egipte, as die kleinseun van die farao, het hy mag en kon hy iets aan die situasie van die Egiptenaar, van die Israeliete doen. Maar Moses het gekies om dit op die verkeerde manier te doen. Hy het sy meer verloor en hy het oorgegaan in geweld. En toe het hy probeer toesmeer, né? Nou in die sand om probeer begrawe. En die volgende oggend, toe hy sy eie Israelitiese volksgenote wou help, vra hulle vir hom, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? Punt nommer 1, jy bly in die paleis, jy doen nie dwangarbeid soos ons nie, en jy wil nou op 'n ridder op 'n wit perdjie in ry en ons kom red. Punt nommer 2, jy het gister ook iemand doodgeslaan. Nou vanoggend wil jy vir my kom staan en vinger wys. En punt nommer 3, is jy 'n regter? Is jy aangestel as 'n regter oor ons? En toe die farao, sy aangenome oupa van die situasie hoor, wou hy Moses laat doodmaak. En dis op daardie punt wat Moses vlug. 40 jaar oud vlug hy die eerste keer die woestyn in. Dink gou terug aan die verskonings, die redes. Jy kan nou self besluit wat dit is, wat Moses vir God gee. Here, wie is ek, dat U my wil stuur? Here, wie is U, wat my stuur? Here, maar wat as die Israeliete my nie glo nie? Hulle het hom die eerste keer nie geglo nie. Here, maar ek kan nie dit doen nie. Here, ek is nie in staat om dit te doen nie. En Here, stuur eerder iemand anders. Moses het nie net verskonings uitgedink omdat hy nie gehoorsaam wou wees nie. Egipte het 'n plek geword wat Moses se mislukking, probeerslag, mislukte poging, foute gemerk het. Moses het met sy stert en sy bene daar weggehardloop, omdat hy skaam was oor wat daar gebeur het. Omdat hy gevrees het vir wat daar gebeur het en die nagevolge daarvan. Om terug te gaan Egipte toe, was vir Moses nie net 'n saak van ek is gehoorsaam of ongehoorsaam aan die Here nie. Vir Moses is dit 'n teruggaan na die plek toe, na die mense toe, na die oomblik toe, waar hy aan homself bewys het. Ek kan dit nie in myself doen nie, waar sy grootste fout gelê het. En dan sê God vir hom, ek stuur
jou. En Moses antwoord, Here, stuur asseblief iemand anders. Ek het hierdie week bewus geraak, dat ek en jy, my liewe boetie en sussie in Jesus Christus, eintlik maar net soos Moses is. Moses het die mooiste, die suiwerste bedoelings, intensies gehad, toe hy die Egiptenaar die eerste keer gekonfronteer het. Hy wou sy eie mense help. Maar die manier wat hy dit gedoen het, was net verkeerd. En dit het 'n groot sneeubal effek van fout op gevolg, op fout op gevolg gehad. En dit word hierdie seerpunt in sy lewe. Ons is maar dieselfde, né? As ek jou vanoggend kan vra om terug te dink aan 'n plek of 'n tyd of 'n persoon wat jy soos die pes vermy, omdat jy skaam is oor wat gebeur het, omdat jy jouself verwyd vir die foute wat jy gemaak het, omdat jy nie die moed het om daardie persoon weer in die oë te kyk en te sê, ja, dit het gebeur. En dan vlug ek en jy baie keer soos Moses, nie regtig die woestyn in nie, maar 'n emosionele woestyn in. En ons gaan bære daai gevoelens mooi weggebære. En ons gaan aan met ons lewe en ons maak of dit nie daar is nie, en so nou en dan wil dit weer op ons spring en dan, nee, dan tot op 'n dag. Dan kom ontmoet die Here ons in 'n brandende bos, deur die Heilige Gees iewers in ons daaglikse lewe. En dan sê die Here vir ons, dis tyd dat ek en jy daardie Egipte in ons lewe moet konfronteer. En dan sit ons met dieselfde, Here, asseblief nie nou nie. Here, ek kan nie. Here, hulle gaan my nie glo nie. Here, is ek seker, U sien, Here, is ek seker dat dit U is wat my stuur. Ek en jy het almal Egiptes in ons lewe. Ek is hierdie week met 'n eie Egipte in my lewe gekonfronteer. So ek kom preek nie vanoggend en ek wys vinger vir jou nie. Die Gees het eers met my gewerk hierdie week, sodat ek hierdie boodskap vanoggend aan jou kan oordra. Na 40 jaar wat Moses in die woestyn is, ontmoet God vir Moses by die berg Horeb. Die berg Horeb het 'n ander naam, Sinaï. Die brandende bos, die eerste ontmoeting wat God met Moses het, is by Sinaï. Lei dit 'n klokkie in die verhaal wat gaan kom? Dat hulle gaan terugkom na daardie punt toe. 40 jaar is Moses in Egipte. Hy vlug. 40 jaar is Moses in die woestyn. Op 80 jare ouderdom kom sê God vir hom, nou stuur ek jou terug. Moses kry 'n tweede kans. Nie om Egipte te gaan oordoen nie, maar om dit te gaan reg doen. Soos God dit wil hê. Onder leiding van die Heilige Gees en met krag van die Heilige Gees, sê God vir hom, ek stuur jou terug. Ek gaan die pad voor jou uitloop. Ek gaan alles vir jou gereed kry. Ek gaan saam met jou gaan en ek gaan iemand saam met jou stuur vir ondersteuning. Ek sal saam met jou wees, maar Moses, dit is tyd dat ons my mense uit Egipte bevry. Maar Moses was die eerste persoon wat uit Egipte bevry is. Maar dit was 'n emosionele Egipte. Die Here het op daardie oomblik vir Moses eerste kom bevry.
Die woestyn was nie God se punishment, straf vir Moses nie. Dit was God se voorbereiding vir Moses. En God het vir Moses kom sê, dis tyd dat jy moet teruggaan en dit gaan regmaak. Vanoggend het ek vir die kinders gevra die waarde van R50. Jy sien wat Moses gedoen het, is hy het sy waarde verander, sy menswees waarde verander, oor dit wat in die verlede was, oor dit wat hy aan vasgehou het in die verlede. En alles wat dan met hom gebeur het, het hy geprosesseer, gefilter met Egipte. En God moes hom kom herinner, Moses, jou waarde is nie aan dit wat jy gedoen het nie. Moses, jou waarde is nie nog aan dit wat jy vir my gaan doen nie. Jou waarde is omdat ek jou God is. Boetie en sussie in Jesus Christus, jou waarde lê nie in die foute van die verlede nie. Lê nie in dit wat jy aangejaag het in die verlede nie. Dit lê ook nie in dit wat jy gaan reg doen môre en oormôre en volgende jaar nie. Jou waarde lê daarin dat God jou waarde bepaal. En jy is vrygekoop met die bloed van Christus. Die grootste prys vir jou lewe is betaal. En daarom word jy vanoggend, as jy aan God se genade vasgryp, 'n kind van God genoem. Dit beteken nie dat die seer gaan weggaan van die verlede nie, maar dit beteken dat God saam met jou sal terugstap om dit te gaan regmaak. Nie oor te doen nie, om dit te gaan regmaak. Onder die leiding van die Heilige Gees en deur die krag van die Heilige Gees. Want op 80-jarige ouderdom het God vir Moses gesê, die rede hoekom jy lewe, begin nou. Die grootste ding wat jy in jou lewe gaan doen, begin op 80. Toe Moses nou dink, hy is nou 'n ou man, hy gaan nou begin retire, hy gaan nou op sy kinders en kleinkinders begin stuur om die vee op te pas, toe sê God vir hom, surprise, nou begin jy vir my werk. Moenie dat dit wat jy aan vashou in die verlede jou terughou om God se werk in die hede te doen nie. God het alle verskonings van Moses gevat tot Here stuur iemand anders. Die Here wil jou gebruik. Ek wil afsluit. Weet julle dat Junie, en ek gaan nou die Engelse woord daarvoor sê, is Men's Mental Health Month. Daar's baie m's in daai een. Men's Mental Health Month. Ons bid baie vir vrouens en die las wat vrouens dra. Junie bid ons vir die las wat ons mans dra. Statistieke praat vir hulle self. Die grootste persentasie van selfmoord is onder mans. Kom ons bid hierdie maand, die res van hierdie maand. En dit is nou gepas dat Vadersdag verlede week was. Kom ons bid hierdie maand vir ons mans. Vir ons paas, vir ons seuns, vir die mans in ons omgewing, in ons samelewing, in leierskapposisies. Wat die swaar las
van dit wat in die verlede gebeur het, en dit waarheen God my in die toekoms instuur, in die hede moet dra. En kom ons dra hulle op, sodat die Here hulle sal kom ontmoet in 'n brandende bos en elke dag lewe. En hulle kom herinner dat die waarde wat hulle is, lê nie in die bankrekening nie, dit lê nie in die foute van die verlede nie, dit lê nie in die persoon wat jy wil wees nie, maar nie in die waarde van wie God sê jy vandag is. Mans, cowboys do cry. As die las swaar is, reik uit. Praat met iemand. Op jou manier, praat met iemand. Moses het vir Aaron gehad, jy hoef nie die las alleen te dra nie. Maar laat die Heilige Gees hierdie week toe, om jou waarde en identiteit in hom te kom versterk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend net kan herinner word, dat ons waarde nie in die verlede of in die toekoms lê nie, maar dat ons waarde in U lê. Here, ek wil vanoggend spesifiek kom bid vir die mans, vir die paas, die oupas, die mans in huwelike, die leiers van die gemeenskap. Here, dankie dat ons kan weet dat U waarlik hulle las sien. Dat U sien dat hulle soms stoei met imposter syndroom. Dat ek nie goed genoeg is nie, dat ek dit nie reg doen nie, dat ek dit nie perfek doen nie, dat ek dit nie alleen kan doen nie. Heilige Gees, kom ontmoet ons mans. Die manne in die gemeenskap hierdie week. Here, en kom herinner hulle wie hulle is in U naam. Here, vanoggend wil ek kom bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Net 2 afkondigings voor die slotlied. Ek wil eerstens vir julle baie dankie sê vir al die foto's wat instroom. As ek nog nie op jou boodskap reply het nie, ek gaan hierdie week. Okay? Dis my belofte, ek gaan by hierdie week uitkom. Dis pragtige foto's. Ek wil iets met dit doen. I'll keep you posted. Watch this space. nie hierdie nie, maar hierdie saam met ek. Dan siekenhuis. Ek was gister by Tannie Poppie gewees. Onder omstandighede gaan dit goed met haar. Dis maar 'n groot skok op 'n mens se stelsel wanneer iets so drasties oor jou pad kom. Maar dit is net 'n getuienis dat die Here die regte mense op die regte tyd op die regte plekke sit. En ons sê vir hom dankie vir die wonderwerk in Tannie Poppie se lewe alreeds. Oom Neville is uit die hospitaal uit. Dit gaan goed. Dankie vir of dit gaan onder omstandighede goed. Dankie vir almal wat voorsien en rondry en dat aan die San kyk en tot 10 tel en help. Ons waardeer dit baie. Hulle is mense wat dit regtig opreg waardeer. En Tannie San het gesê ons moet sê as hulle 'n las vir ons raak. Toe sê ek net Tannie, ons sal sê, maar tot dan is dit vir ons 'n voorreg
om hulle te dien met die liefde van die Here. So baie dankie dat julle die hande en die voete is wat help. Ek waardeer dit. Kom ons staan en dan sing ons die slotlied, O Heer my God. Marna, hier is jy hinkepink weer terug in die kerk. Hoe gaan dit met die voet? OK, die weer help. Mooi. Die Here wil jou hierdie week met sy seën uitstuur. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en jou vrede gee. Amen.